Goeiemôre, ons is vanoggend by Jona 3 en dit gaan oor Ninive se bekering en God se reaksie daarop en dan gaan ons later in hoofstuk 4 kyk na Jona se reaksie op die omkeer of die bekering dan van hierdie stad. As mense na hoofstuk 3 kyk, dan roep dit hoofstuk 1 weer vir ons na vore. Weer dieselfde gedagte, God het weer vir Jona geroep, gaan na Ninive toe en bring die boodskap wat ek vir jou gee. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Hy is 'n God van tweede kanse. Vir jou en vir my en vir Jona. Jona se boodskap aan Ninive is kort en kragtig en lyk my sommer na die eerste dag is daar onmiddellike reaksie, oorweldigende reaksie. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Letterlik nog net 40 dae en Ninive word omgekeer. Wat vertel Jona nie die mense van Ninive? Hy vertel hulle niks van die God wat hom gestuur het nie. Hy vertel hulle ook nie dat as hulle tot bekering sou kom, God hulle dalk sou spaar en genadig sou wees nie. Hierdie Hebreëse woord wat ons vertaal as omgekeer of verwoes, is dieselfde woord wat gebruik word as God Sodom en Gomorra verwoes. Totale verwoesting. Wat is die mense van Ninive se reaksie op God se woord? Die mense van Ninive het toe in God geglo. Glo is nie net om te glo wat iemand sê nie, maar om op daardie persoon te vertrou. Die Heilige Gees het die mense van Ninive oortuig dat hierdie God namens wie Jona gekom het, die ware God is, dat hy in staat is om te doen wat hy sê, om hierdie stad te kan vernietig. Hy kan nie soos die gode maklik gemanipuleer word met 'n paar ritueeltjies of 'n paar seremonietjies nie. Die volk kondig 'n roudag aan, 'n vasdag aan en trek rouklere aan. Tot die koning van Ninive, wat hier waarskynlik 'n stadsleier of 'n goewerneur is, hy trek sy koningsklere uit, trek rouklere aan en gaan sit op die ashoop. Want 'n groter koning as hy het op Ninive neergedaal. Mense, dis die soort berou wat God by Israel sou wou sien. Maar hy het so min daarvan gesien. En daarom beland hulle dan as Israeliete ook in ballingskap. Want hulle het al God se boodskappe en waarskuwings deur sy profete ignoreer. Dis die berouvolle bekering wat God van Jona sou wou sien in die vismaal. Maar alhoewel hy die Here aanroep, erken hy nooit, Here, ek was verkeerd oor u en die mense van Ninive. En nou kom God en hy keer Ninive om. Maar op 'n heel ander manier as wat Jona gehoop het. Nie deur God se oordeel nie, maar deur die hartgrondige bekering van klein en groot. In Ninive kom die hele bevolking klein en groot met rouklere en met geskeurde harte. Daardie term wat Joël gebruik vir die God wat die hemel, of die God van die hemel wat die aarde en die vasteland en die see en die vasteland gemaak het. Wat is die koning en sy raadgewer se bevel, se dekreet aan die mense van Ninive? Die vas moet volkome wees. Geen kos en water. Dit sluit die diere in. Selfs die diere moes rouklere aan hê en die mense moes ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Mense, is dit nie anders as wat ons baie keer praat om Jesus in jou hart in te nooi nie. Hierdie is 'n baie dieper bekering en die diere word bygereken want as God die stad sou vernietig, sou die diere ook in die slag bly. Die koning en sy mense besef, hierdie God kan jy nie tevrede stel met 'n paar vroom seremonietjies nie.
Dis nie maar net om 'n paar dae op die ashoop te sit, of in 'n vis se maag te sit, en dan maar dieselfde te bly, en weer soos voorheen te dink en te doen nie. Nineve se biddag, skryf Ferdinand Duist, is 'n biddag vir hart en handelingsverandering. Die koning se laaste opmerking aan sy volksgenoot het my die hardste geslaan. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom. Miskien. Hulle is anders as Jona bereid om God te laat wees. Die koning bely eintlik, ons het nie reg of aanspraak op God se vergifnis nie. Ons gee onsself in sy hand, miskien is hy genadig. Daarom kan ons sê, Nineve se biddag is geen afpersing nie. Hulle werp hulle volledig op die genade van die onbekende God. Wie weet, miskien. Dis dalk die grootste ding wat ons moet weet van God se genade en God se vergifnis. Ons kan dit op geen manier afdwing of verdien. Anders is dit nie meer sy vergifnis en sy genade. Waarvoor het Jona gehoop? Vir die vernietigende vlamme van God se oordeel uit die hemel, wat ook oor Sodom en Gomorra neergedaal het. Maar God het 'n ander vuur in gedagte, die vuur van Pinkster, en dit is wat hy kom uitgiet oor die mense van Nineve. En dit verander hulle hartgrondig en daadgrondig. Ons het gister gehoor, Jesus sê, voor julle staan iemand groter as Jona. Wat is ons reaksie op sy woord aan ons? Op sy offer vir ons? Wat is God se reaksie? En daarmee wil ek afsluit. Wat is God se reaksie op die mense van Nineve se bekering? Alles wat Jona gehoop het, dit nie sou wees nie. Toe God sien wat hulle doen en dat hulle bekeer het van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het die ramp nie gestuur nie. Hy het dieselfde brandende liefde vir Israel in Hosea 11. Hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Efraim is een van die stamme van Israel en daarom 'n wisselterm vir Israel. Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma, met jou maak soos met Seboim? My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toren bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie. Want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Ken Johannes 3 vers 16 so goed. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. Maar ken ons vers 17. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Sodat die wêreld deur hom gered kan word. Hoor ons dit nog? Glo ons dit nog? Verwonder dit ons nog? Verbaas dit ons nog? Gryp dit ons nog aan? God se onverdiende vergifnis. God se onbegryplike genade. God wat ook vir jou en my, soos vir Nineve, in sy goedheid gespaar het. Amen.